Levitikus hoofstuk 15 vers 31 sê: Op die manier sal jy die volk Israel afsonder van dinge wat hulle onrein maak, sodat hulle nie sal sterf omdat hulle my tent van ontmoeting hier in hulle midde verontreinig het nie. Tema vanoggend is heilig as gevolg van God in ons midde. God is nog steeds besig om vir Moses hierso instruksies te gee oor hoe hierdie volk nou moet leef, omdat hulle afgesonderd vir hom is, omdat hy in hulle midde sy woning kom maak. Omdat hulle afgesonderd aan God is daar geestelike, daar's verhoudings en liggaamlike prosedures en beginsels wat hulle volg. Dit het hulle anders as die ander volke om hulle gemaak. Die term heilig beteken anders en afgesonderd. Geestelik het dit natuurlik behels dat hierdie mense geen ander afgode of gode gedien het, behalwe die ware God nie. In hierdie hoofstuk onder andere gaan dit egter oor liggaamlike sake. Die manier waarop God se mense omgaan met higiëne, hulle dieet, seks, netheid. Dit alles sê iets van my afgesonderdheid aan God. Weereens moet ons vandag besef dat God Here is oor my hele wese. En wanneer God in my woon, ek kan hom nie in 'n boksie kan sit nie. Hy pas nie in godsdienstige Sondagboksies nie, want hy is nou in my midde. Hy het kom woning maak, hy sit op die troon van my lewe. Hoe ek myself skoon hou, hoe ek my higiëne, my dieet, my seksualiteit, hierdie baie vleeslike sake is vir God belangrik. Hoe wys hierdie goed in my lewe dat God Here is oor my ganse wese? Kan mense dit sien in my lewe? Nie net aan my sogenaamde geestelikheid nie, maar my hele wese, my gewone menswees. Wat maak my anders? Kom ons bid saam. Here, mag my hele wese spreek van U heiligheid. Mag my hele wese spreek van U wat in my woon. Ek wat U Gees dra, ek wat 'n tempel van die Gees is, ek wat 'n kind van die Allerhoogste is, ek wat gered is met Jesus as my Here. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou. Gaan leef heilig.